Goeiemôre, geliefde broers en susters. Ons het vanoggend weer eens die voorreg om te luister na die woord van die Here en ons gaan saam lees en saam luister na Deuteronomium hoofstuk 6 van vers 4 tot en met vers 5. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Ons lees net tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons as volk is bekend met ou krete. Ons is bekend met ou gedigte, met ou liedere wat deurlopend in ons geskiedenis gefigureer het. Dink byvoorbeeld aan iets soos die stem van Suid-Afrika. Dink byvoorbeeld aan die gelofte van 16 Desember. Dink byvoorbeeld aan die lied van Jong Suid-Afrika. Dit is bekende dinge, bekende liedere en gedigte onder ons volk. Maar wat is die hart en die opsomming en die uiteinde van ons Christelike geloof? Wat is ons basyn vir ons as gelowiges? Dan is dit niks minder, niks meer as dit wat hier geskrywe staan in vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Broer en suster, hierdie woorde moet as te ware ons basyn wees, moet as te ware ons banier wees wat ons uitdra as gelowiges in hierdie wêreld, wat ons uitdra as kerk in hierdie wêreld. Dit is die eeue-oue belydenis wat deurlopend gehoor is uit die stem van die Levitiese priesters, uit die stem van die profete, ja selfs soveel meer nog, toe die Here Jesus dit vir ons geleer het in Markus hoofstuk 12, toe hy vir ons daar die samevatting van die wet gegee het. En dan staan daar geskrywe, die manier hoe ons dit doen, is om die Here ons God lief te hê, met ons hele hart en met ons hele siel en met ons verstand en met ons krag, met ons hele wese, met ons uitlewe hierdie woorde. Maar hierdie woorde is nie maar net iets wat ons kan uitdra nie, is maar net iets wat ons uitlewe nie. Dit spreek van 'n groter teenwoordigheid. Dit spreek van 'n groter heerlikheid in ons lewens. Dat hierdie Almagtige, die God van die hemel en die aarde, altyd deur met ons is en ons Here is. Dat hy een en enig is van die voorlegging van die wêreld af. Ja, hy is die Almagtige. En omdat hy een en enig is, en omdat hy een en enig aan die kruishout ook gehang het, en uitgeroep het daarso om vergifnis van sondes, omdat hy na ons gekyk het, en ons regverdig daardeur kon verklaar het. Daarom is hierdie woorde, broer en suster, nie net 'n uitroep nie. Dit is nie net 'n uitspraak nie, dit is nie maar net 'n votum wat getuig van die grootsheid en die enigheid van die Here nie. Maar dit getuig iets van die verbondsmatigheid, die nabyheid, die genade, die barmhartigheid van die Here deur sy verbond. Want hy is met ons al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. En mag dit ook so wees, broer en suster, dat hierdie woorde so in jou hart lewe, wanneer jy deel vorm van die gemeenskap van die heiliges, wanneer jou bekommernisse, jou moedeloosheid, jou wanhoop, jou dalk oorweldig in hierdie wêreld, dat jy opkyk na die hemele toe en gaan uitbasyn. Hoor Israel, my kinders, my volk, luister na die woorde. Die Here ons God is 'n enige Here en genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid en trou is die Here. En hoe hy homself so aan ons kom openbaar het, deurlopend vanuit die skrif in die heilsgeskiedenis, ja selfs in ons eie volk se midde. So maklik kon dit gebeur, byvoorbeeld by iets so 16 Desember, dat daar geen toekoms vir ons sou wees nie. So maklik kon dit gebeur, ja selfs vandag, dat daar geen toekoms vir ons sal wees nie. Maar hierdie woorde as belydenis, as geloofsessensie van die Christenmens, is vir ons die veerkragtigheid om vorentoe te gaan. Is vir ons die banier wat ons uitdra. Ons sal marseer in die naam van Jesus Christus. Ons sal opstaan en juig en loof en die naam van die Here ons God as enige Here sal weer klink en uitbasyn word in hierdie land.
Daar is soveel verse wat hier verder gaan wat vir ons meer van hierdie heerlikheid beskryf. Maar laat hierdie kragtige woorde en die vrug wat dit oplewer en die heerlikheid wat dit oplewer en die rus wat dit oplewer in jou hart 'n troostvolle woord wees dat ons staan saam as Christene in hierdie land. Ons staan saam as kerk van Jesus Christus. Ons staan saam want ons bely en ons getuig en ons glo die Here ons God is 'n enige Here. Kom ons bid saam. O Here ons God, U is ewig en enig en barmhartig en getrou. Dankie o Here dat ons hierdie woorde so vanoggend in ons eie taal mag hoor. Dat dit weer eens so uitgeklink word in gebed. Wil U nou dit vasmaak in ons lewens, vasmaak in ons harte. Gee ons die moed, gee ons die krag deur die Heilige Gees dat ons daarvolgens mag lewe en dat elke mond en elke mens sal getuig in hierdie land. U is die Here en U is die Christus, die Seun van die lewende God. En daarom kan ons uitgaan en 'n liefde hê vir die verlossing, 'n liefde hê vir U en lewe met ons hart en met ons siel en met ons verstand en met al ons krag. Ons Here lewe en ons leef saam met hom. In U heilige naam bid ons dit. Amen. Gloria, gloria.